ons maak oor in Psalm 51. Psalm 51. Kyk as ons nog weer kan herinner. Geliefdes, in hierdie koue môre, kom ons maak oop by Psalm 66. Dan gaan ons daar hartlik saam sing. Ons hou in gedagte vanmôre. Die preek gaan uit 1 Petrus 4 uitkom. En dan om ons te bewapen met 'n baie besonderse gedagte. Die gedagte as 'n wapen vir die geloof, waarvan Petrus ook vir ons in hierdie gedeelte gaan leer. Hoe hierdie gedagte ons kan bewapen in ons tye van lyding en swaar kry. Nou kom ons maak oop Psalm 66, dan sing ons vers 1 en vers 4. Psalm 66 vers 1 en vers 4. Ons bly staande vir die foto met die seëngroet. Daarna sing ons dan spontaan as lofpsalm, Psalm 118. En ons sing daar vers 1 en vers 3. Nou Psalm 66 vers 1 en 4, na die foto met die seëngroet, Psalm 118 vers 1 en 3. Oh
Ons begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister dan vanmôre weer aandagtig na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons blaai dan na Gesang 68, en dan sing ons vers 1, 3 en 4. Gesang 68 vers 1, 3 en 4 as ons skuldbelydenis voor die Here. O
Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus se soenverdienste bly lewe. Dit is dan ook ons geloof, kom ons bely dit dan ook saam, as ons dan die belydenis van Messia dan doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense, en ons saligheid, neergekom het uit die hemel, en vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode, en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons blaai na Gesang 87, as lofprysing sing ons daar vers 1 en vers 2. Gesang 87 vers 1 en vers 2. Geliefdes, kom ons maak dan oop by 1 Petrus hoofstuk 4. Ons het nou al gevorder tot by aan die einde van hoofstuk 3 met 1 Petrus wat juis ook geskryf is vir die lyding wat in die kerk is, en hoe ons die lyding moet raak sien en verstaan, dat dit nie te vergeefs is nie. Ons is nou by 1 Petrus hoofstuk 4, vandaar lees van vers 1 tot vers 6. Want terwyl ons so met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, hoe sal ons U so aanroep, as U nie deur U Seun, Jesus Christus, vir ons geleer het?
om deur hom tot U ons Vader te gaan. Here, om sy Vader ons Vader te maak, deur sy soenverdienste, en vir ons so te verwelkom in die koninkryk van die hemel. Wat 'n grootheid, wat hier vir ons kom werk, ons nietige mens, sondaar mens, verlore in ons verlorendheid. Hier kom bewerk vir ons soveel. Here, dankie vir U Heilige Gees, wat uitgaan van die Vader en die Seun, om in ons harte vir ons te kom oortuig aangaande die werk van die Seun, waarvoor die Vader hom gestuur het. Here, en so vorm U die geloof. Geen verdienste van ons eie kant af nie, maar genade uit U hand uit. En so staan ons voor U, begiftig met geloof in die hart, getrek voor die aangesig deur die Gees. Here, ons leef in hierdie wêreld as begenadigde sondaars. Mense wat weet van hierdie geloof, wat ons lewens inrig volgens hierdie geloof, maar wat so maklik deur die wêreld verwerp en veroordeel word. Vanmôre, Here, wil ons weer lees uit 1 Petrus uit, ook om ons te versterk in ons geloof teen die aanslae wat ons so elke dag beleef. Here, dankie dat ons kan weet dat die geloof wat U in ons harte gewerk het, ons nie weer kan verloor nie. Maar Here, dit stel ons nie vry van stryd teen die sonde. Dit stel ons nie vry, Here, om te waak nie en te bid nie. Dat ons ook hierdie stryd verstaan. Gee daarom vir ons ook geopende ore en harte om te verstaan en te begryp, sodat ook ons, wanneer ons in hierdie wêreld leef, sal weet waarna om uit te kyk, wanneer ons ook verdrukking ervaar. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. 1 Petrus 4, vers 1 tot 6. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg, dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die Gees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons teksgedeelte is dan vers 1. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Geliefdes, Petrus se doel met sy brief is om die kerk van alle eeue te leer van hoe om in die tye van verdrukking hulle geloof en hulle hoop te behou in die Here Jesus Christus. Die Christen gelowige in hierdie wêreld sal verdrukking hê,
En ons moet die beginsel van verdrukking ook verstaan. Wat is verdrukking? Hoe verdrukking ons oorkom? En wat die doel daarvan is? Nou Lukas 22 is dan ook, kan 'n mens sê, die groot aanleiding tot die boek wat Petrus geskryf het hier, wat die Here Jesus uiteindelik vir Petrus ook sy roeping ingegee daar in Lukas 22 vers 31 en 32, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En mag ook ons, wanneer ons ook na hierdie brief van Petrus luister, ook in hierdie fynere dinge ingaan van die verdrukking, verstaan wat dit is, wat die implikasies daarvan is en hoe dit werk, en ook ons broers en susters versterk in die geloof. Nou Petrus in sy brief leer ons dat lyding is 'n gegewe vir Christene. Christene sal lyding op hierdie aarde hê. En dit kom na die Christene toe deur die heidense wêreld. Christene word gelaster, sê vers 4. En laster is om moedswillig die goeie naam van iemand sleg te maak. Om ander mense te beswadder, te beskinder, om sleg te praat en hulle af te breek in die oë van ander mense. Lastering veroorsaak 'n soort van 'n onskuldige lyding waaraan Christene nie eintlik iets aan kan doen nie. Ja, mens kan ons nou argumenteer, jy kan hof toe gaan in 'n saak van naamskending gaan maak. Maar ironies is Christen nie daarop ingestel om sulke tipe van goed voor howe te gaan sleep nie. Want hoeveel skade kom nie weer uit so iets na vore nie. En dan verduur Christene dit. Maar daar is 'n wapen vir die eie geloof. In hierdie geleesde gedeelte wys Petrus daarop dat die Christen dan hulle self moet bewapen met 'n besonderse gedagte. 'n Gedagte as 'n wapen. Dat Christus vir ons na die vlees ook gelei het. Nou dit klink so na 'n geuite uitdrukking. Maar daar is 'n geweldige daar is 'n geweldige wapen hierin vir wanneer ons aangeval word en wanneer ons die lyding deurmaak. Die gedagte as wapen vir die geloof. Die gedagte. Vers 1. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Nou geliefdes, in hoofstuk 3 vers 18, wat ons nou ook al reeds hanteer het, 'n paar sondae gelede, het Petrus reeds begin verwys na Christus, wat ook eenmaal vir ons gelei het. Hy wat wel gedood is na die vlees. En dan die woordjie na die vlees. Nou in ons geleesde gedeelte word daar 4 keer dan nou verwys na die vlees. En 4 keer na vlees, 2 keer na die vlees en 2 keer in die vlees. So hier is nou 'n besonderse klem op na die vlees. En dan hierdie woord vlees, verskoning, verwys nie na 'n sonde toestand nie. Dit is nie die sonde wat hier na die vlees na verwys word nie, maar hoe Christene ook lyding sal oorkom na jou vlees. Vleeslike verdrukking, swaar kry, ellende. Die klem wat Petrus hier uitlig, is die uitwerking van lyding op Christene, terwyl hulle nog in die vlees lewe op aarde, sal dit die lyding wees.
na die vlees. Christus het ook toe hy in die vlees op die aarde geleef het, vele lyding deurgemaak na sy vlees. Die woord na die vlees moet daarom nie gesien word as sondigheid nie, maar hoe verdrukking op ons inwerk. En hiervoor moet ons 'n gedagte hê. Die gedagte waarmee Christene hulle moet bewapen, is dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Wat beteken die gedagte? Nou moet ons oppas vir die sekte van die perfeksionisme. Die perfeksionisme wat leer dat as jy 'n Christen is, moet jy sondeloos wees. Daar mag nie meer sonde in jou lewe wees nie. Dit is nie 'n sondelose toestand wat Petrus hier beskryf nie. En ons mag dit ook nie aflei uit die teks uit nie. Want dan weerspreek dit die res van die Bybel, wat sê dat as ons gesondig het, moet ons voor die Here ons sonde bely. Dis tog die hele Bybel vol. Tweede is nie 'n perfekte, sondelose toestand wat Petrus hier bedoel nie. Solank ons in hierdie lewe na die vlees lewe, sal ons versoekings oorkom. Want die versoekings kom ook deur die vlees. In die lewe sal ons steeds met sonde verstrengel raak, al is dit na ons wedergeboorte nou teen ons sin om te sondig. Daar is die verskil. Die heidene en die Christene kom in sonde, doen soms sonde, maar die een wil van harte dit doen, en die ander een wou nie van harte te doen. Daar is 'n gesindheidsverandering in 'n kind van die Here. Opgehou het met die sonde, dui eerder op hierdie wilsverandering wat wil ophou met die sonde. Daar's 'n weersin. En waar die heidene graag sonde wil doen, wil die Christene nie meer sonde doen nie. Daarom kan 'n Christen berou hê oor sy sonde. En hy kan die gevolge en die implikasies van sy sonde verstaan, terwyl 'n heiden nie omgee nie. In Christus is ons egter nuwe mense. Ons het verander. Ons is vernuwe. En dit is ook vir ons verduidelik in Romeine, waar Paulus vir ons in Romeine 6 vers 3 tot 11 verduidelik, ons is gedoop in die vleeslike dood van Christus, in sy bloed. Dis 'n sigbare teken van die verandering van hart in die Christen se lewe. Daar het 'n totale wilsverandering ingetree. Ons is gedoop in sy dood, sy vleeslike lyding. Die bewys vir ons is dat ons nie weer sondig nie, of die bewys is nie dat ons nie meer sondig nie, maar dat ons hierdie lus verloor het om te wil sondig. Ons wil nie meer in die sondige weg lewe soos die heidene nie. Daar is 'n heiligheid wat ingetree het, 'n afsondering vir Christus. Soos vers 2 dan ook vir ons stel verder, om in ons vorige tyd nie meer volgens die begeerlikheid van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Die wilsverandering. Opgehou met die sonde bedoel, daar is in Christene hierdie wilsverandering.
Nou hierdie wilsverandering is toe ons geleer het en die evangelie van die Here Jesus Christus aangeneem het. Hy wat na die vlees vir ons gelei het. Toe hy deur sy gees in ons harte ons dit laat besef, hoe sy lyding tot ons redding dien, ons ewige lewe. En waar gelowiges vanweë hierdie evangelie nie meer die wil of die lus toon om teen die liggaam van Christus in te druis nie, het hulle gebreek met die heidense afskuwelikheid. Hulle wil dit nie meer doen. Hulle het opgehou met die sonde. Maar die heidene verstaan dit nie. Heidene verstaan dit nie. En nou in vers 3 hoor ons 'n lys van sondes. Maar jy moet nie hierdie lys van sondes sommer net gaan sien asof Petrus nou sommer maar net hierso 'n klomp sondes opraap en hulle maar net willekeur daar neersit nie. Hierdie sondes verwys na iets baie spesifiek in die kultuur van daardie gelowiges vir wie Petrus hierdie brief die eerste keer geskryf het. Dit was 'n algemeen aanvaarbare praktyk, hierdie goed, wat gebore is vanuit hierdie, noem dit dan nou die ongeoorloofde afgoderry, wat die mense bedryf het. Die afgode vereis, en die afgoderry veroorsaak in die kultuur van die mense 'n ongebondenheid, 'n begeerlikheid na dronkenskap, 'n begeerlikheid om te kan begeer, drinkpartye. En dit moes alles wees as 'n soort vulgêre losbandige rituele van vergrype om hierdie afgoderry te dien en tot diens te wees. Chaos terwille van die afgode. Dit is waarna Petrus hierdie lys hier opnoem. En ons moet dit ook onthou, dat die eerste Christene vir wie Petrus hierdie eerste brief gee om te lees, was deel van daai heidense praktyke. Hulle het meegedoen. Daarom sê hy in vers 2, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie. Om nie meer hierdie kultuur gedienstig te wees wat die afgoderry daar veroorsaak het nie. Die sondige welliste van 'n kultuur waarin Christene nou onwillig raak. Geliefdes, verstaan die implikasie nou daarvan. Deur die geloof in die Here Jesus Christus is daar nou 'n groep mense wat volgens die norm van die kultuur dwars raak daarmee. En as mense dwars trek met 'n gevestigde kultuur, kom daar hierdie sosiale skeiding, hierdie verdeeldheid, hierdie aversie van, wat doen jy nou? Waarmee is jy nou besig in ons gevestigde kultuur? Hoekom wil jy nie meemaak aan dit wat die afgode vir ons voorskryf om te doen nie? En dan kom daar allerhande gemeenheid teenoor die Christen. En geliefdes, ja, die kultuur van wat Petrus hierna verwys is afskuwelik. Dis morsig om die minste daarvan te sê. Maar kulture in vandag se dae het baie meer verfynd geraak. Baie meer verfynd. En wanneer Christene na die hart die aversie voel dat hulle kan nie eintlik met dit wat hierdie beleid of hierdie indoktrinasie of hierdie program of hierdie kultuur voorskryf mee saamgaan nie, vind ons dieselfde weersin
dan vind ons dieselfde verstoting. Dan vind ons ook hierdie gemeenheid wat teen ons gerig word. En uiteindelik laster die heidene teenoor die Christene. Christene se naam, hulle goeie naam en hulle reputasie word beswadder, want hulle wil nie deel wees van die kultuur. Op allerhande gemeene maniere word die sosiale lewe vir Christene net moeilik gemaak, ingekleer as u wil. En dit raak nie net sosiale onvriendelikheid nie, dit raak selfs later finansiële oorlewing. Die lyding na die vlees. Wapen jou met die gedagte dat jy het opgehou met die sonde van die kultuur. Wapen jou met die gedagte dat Christus het ook gelei na sy vlees, sodat jy gered kan word van die sondige. Op allerhande gemeene maniere word Christene dan swaar beproef. En soms voel die Christen, maar hy wil wraak neem teenoor dit wat hy beleef en ervaar, wat hy nie kan verklaar en altyd sy vinger op kan gaan lê nie, maar Petrus wil dit vir ons duidelik hier maak. Lê jou vinger daarop. Jy is verwerp. Jy staan eenkant, maar moenie jouself bejammer nie. Jy is nie van die wêreld nie, maar jy's in die wêreld. Jy's geroep deur God, maar gestuur in hierdie wêreld in. Jy word gereken as 'n skaap ter slagting, sê Paulus op 'n stadium. Maar moenie jouself bejammer daaroor nie. Jy moet jou bewapen met die gedagte dat Christus jou na die liggaam gelei het, soos wat jy dit nou ook deur die vlees ervaar. En maklik om die beproewing in die Christen se hart op, om nou wraak te wil neem teenoor die samelewing, om wraak te wil neem teenoor die wat so laster. Christene ervaar 'n onskuldige lyding. Maar hulle kan nie wraak neem nie. Want ook daardie wil in die hart het God gewerk. Deur Jesus Christus om jou nie toe te laat om die wraak te neem nie. 1 Petrus 3 vers 9. En dit is net voor vers hoofstuk 4. Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerf. Bewapen jou met hierdie gedagte. Christus het eerste vir jou na die vlees gelei. Hier kom niks oor wat jou Here nie alreeds oorgekom het nie. Jou lyding is die bewys dat hy jou hart verander het teenoor die wêreld daar buite. Om nie meer saam met die reël van die algemeen aanvaarde kultuur saam te loop nie. Jy's die vis teen die stroom op. Dis nie 'n swakheid nie. Dis is genade. Bewapen jou met die gedagte. Dis bewys van jou geloof. En so kan jy weet, deur so onskuldig te lei na die vlees, dat jy kinders van God is. En daar is die troos. Wie so onskuldig lyding verduur ter wille van die geloof in Christus, word uiteindelik al meer en meer geestelik gelouter. Waarom sal ons weerstand wil bied as die Here ons wil louter deur die sondige wêreld daar buite? Petrus het al gestel
dat onskuldig ly vir Christus is genade. En dit het hy al genoem in 1 Petrus 2 vers 20, want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Dit werk die loutering van jou geloof. Bewapen jou met hierdie gedagte. Die vleeslike begeerte en die sonde het 'n afkeer aan onskuldige lyding. Die sondaars, die wêreld daar buite, die heiden, het van nature in homself 'n afkeer aan onskuldige lyding. Kyk hoe reageer 'n heiden wanneer hy onskuldig ly. Hy reageer met 'n verwoestende wraak. Die sondaar mens verdra geen onregverdige lyding nie. Hy kan ook nie. Hy het nie die gawe ontvang nie. Om onskuldig te ly is vir die vleeslike mens altyd verkeerd. En net die geestelike mens kan verstaan dat daar is moontlikheid om onskuldig lyding te verdra. Die heidene verdra geen onskuldige lyding nie, want hulle ken nie vir Christus nie. Hulle het nie die gedagte nie. Hulle het nie daai wapen. En dat ons wat die vleeslike lyding ook kan verdra op grond van Christus, ook nie deel is van hulle sondige wêreld nie, kan hulle ook nie verdra nie. In vers 6 beskryf Petrus hoe Christene se lyding, of hoe Christene se lyding deur die wêreld gesien word as jou verdiende loon. Verstaan jy die konsep van 'n martelaar? Wanneer hy deur die wêreld doodgemaak word, want die wêreld wil hom nie hê nie, dan reken die wêreld hy het sy straf gekry na die vlees. Vers 6, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. Hier verwys Petrus terug net na die vorige teksvers, waar hy sê dat die dode en die lewende sal geoordeel word. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Die dode in vers 6 verwys na die mense wat die evangelie gehoor het en reeds afgesterf het, wat nou nie meer lewe nie. Voordat hulle gesterf het, het hulle die evangelie gehoor. Nou is hulle nie meer daar nie. Nou is dit asof die wêreld reken, hulle het nou hulle straf gekry. Maar dit is nie waar nie, sê Petrus. Hulle is in die gees nou by God. Bewapen jou met hierdie gedagte. Uiteindelik moet gelowiges en ongelowiges na die liggaam sterwe. Ons weet ook, na die val in die tuin van Eden, is die dood ingestel vir die liggaam om ook te sterwe. Dis die laaste finale oordeel, kan ons amper sê, oor die erfsonde wat ons almal in ons liggame dra in hierdie wêreld. Sodat die liggaam wat opstaan dan sondeloos kan wees. Daarvoor moet die liggaam met die sonde eers sterf. Want dit is vir die mens so bepaal om die eerste dood te sterf. Die wêreldse mens reken, kyk daar verdien hy nou sy straf en hy's dood. Maar Paulus sê nee, dit was nie sy straf toe die Christen doodgaan nie. Dit was sy oorgang. Dit was sy ewige lewe oorgang. Bewapen jou met hierdie gedagte. Jy sal selfs tot in die dood toe deur die heidense mense gelaster word. Maar jy is by God. Jy is klaar daar by hom in die gees. Daarom is dit nie die laaste woord nie.
maar jy lewe na God in die Gees. Wat 'n troos. Christene sterf wel na die liggaam, maar hulle is by die Here. Hulle is eerder by God. Hulle onregverdige liggaamlike lyding het toe nie vir niks in hierdie lewe gebeur. Hulle is gelouter. En dit is die hoop vir ons gelowiges wat verstaan dat Christus vir ons ook onskuldig kom ly het. Dis nie sonder goeie rede. En tot vandag toe, al is die liggaam van Christus nie meer hier nie, maar opgeneem in die hemel, is daar nog steeds heidene wat Christus laster. Hoekom sal ons nie lastering ook deurmaak nie? Wapen jou met die gedagte. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, in die naam van U Seun Jesus Christus, kom staan ons voor U vanmôre. En ja, Here, ons verstaan hierdie lyding na die vlees. Ons ervaar die lyding na die vlees. Maar dankie Here dat U nie vir ons as wese agterlaat. Dat U nie vir ons nie ook wapenrusting en toerusting gee na die geloof om onsself te kan bewapen nie. Maar dat U vir ons help met hierdie gedagte. Dat wanneer ons so ly ter wille van Christus, ons as gevolg van Christus al ons sondes vergewe is en nie meer kan versoen met hierdie wêreld nie. Daarom moet ons gelaster word. Laat ons hierin eerder bevestiging van ons geloof vind as selfbejammering. Gee vir ons hierin krag. Laat ons ook as kinders van U ons koppe optel en loop in hierdie wêreld en goed doen waar U dit vir ons moontlik maak om goed te doen. Tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 361. Gesang 361, ek wil tog graag vir U net lees. 360 is baie onbekende wysie. Dit sal goed gewees het as ons nou 'n wysie vir hom kon kry, maar vers 1 van Gesang 360 sê: Heer, soms word ek ongeduldig as ek meen ek ly onskuldig, maar dan sien ek dit tog in as ek oor U werk besin. Die fondasie van die aarde, sterre, diere, al U dade, laat U ondeurgrondlikheid blyk uit U voorsienigheid. As die raaisel my nie kwel nie en my hart nie weer eens ontstel nie, dan kan ek van U bewus ook in eie lot berus. Net in U gemeenskap, Here, dig by U vind ek die vrede. Net U self het U alleen. Net U alleen het ek nodig as my steun. Heer, te midde van my lyding is ek dankbaar vir die tyding. U is nie in majesteit of in glorie opgesluit. U het self gevoel wat seer is in 'n hart wat omgekeer is. Ek glo aan die medelee wat U ondervind vir my. Wat 'n mooi gesang, maar ons kan hom nou nie sing nie. Ons het hom daarom gehoor. Kom ons sing dan saam Gesang 361 vers 1 en vers 2. Soms
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen.